Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre met iemand wat mooier is as 'n mens. Ja, Franja Du Plessis is hier by ons in die ateljee vanmôre. Ons is selfs oor 'n nuwe album. Ja, nie net 'n enkelstuk nie, 'n album, Die Ou Fort. Goeiemôre. Goeiemôre. Dit is altyd lekker om hier by julle te kuier. Dis heerlik om jou hier te hê. Hoor hier, 'n hele album. Hoekom bring jy 'n album uit? Meeste kunstenaars bring 'n enkelsnit hier en daar uit. 'n hele album. Ja, 'n hele album. Ek dink dit is vir my lekker om 'n verskeidenheid van liedjies en musiek uit te bring vir mense en ek dink mense kan ook meer van jouself wys in die verskillende liedjies wat jy op een album sit. Ek weet dit is baie enkelsnit gedrewe die bedryf op hierdie stadium. Maar ek is eintlik maar old school as ek dit so kan sê. Daar's baie mense wat vra hulle wil nog die fisiese album actually in hulle hand vashou en ek dink dis waaraan ek gewoond is en ek wou maar net so 'n bietjie iets anders ook doen. Van buite af, en dit nou maar sê, lyk dit so 'n bietjie asof jy in die middel van 'n kreatiewe ontploffing is. Want jy het nie net sing jy die liedjies nie, maar jy het alles geskryf, as ek dit nie mis het nie. Jy het baie te doen gehad met die vervaardiging. Jy het 'n leidende rol gespeel in 'n album. Daar's min kunstenaars in Suid-Afrika wat 'n leidende rol, kreatief leidende rol in hulle werk speel as veral in 'n volle album deesdae. Ek dink mens kan ook 'n deel van jouself omdat ek betrokke is en ek is so lief daarvoor om betrokke te wees by alle aspekte van skryf tot vervaardiging tot om 'n liedjie te sing vir die mense op 'n verhoog. Ek dink dan kan jy ook bietjie meer van jouself en ek kan meer van my hart en my as mens uitdruk deur my musiek en my klank ook half op dit afstempel. En ek dink ook so al jou talente uitleef, want jy het so baie talente verstaan en gawes gekry om al hierdie te kan doen, om te kan deel wees van die vervaardiging, van die skryf, van die sing. Verstaan, en dis ook 'n manier om te gaan, dankie vir my gawes, ek kan al my gawes uitleef. Ek is baie dankbaar vir my gawes en ek is regtig ek kan net dankie sê vir alles waarmee ek geseën is en ek wil dit die beste uitdruk en die beste gebruik wat ek kan en dit is my lekker ook. Ek geniet verskriklik om kreatief te wees en om instrumente te speel en al my gawes uit te leef. Die Ou Fort, is dit dieselfde klank as waar mense gewoond aan is van 'n Franja tipe album of is jy so 'n bietjie hier en daar iets nuuts ook probeer? Ek het so 'n bietjie iets nuuts ook probeer, maar ek dink nie te vreemd laat dit heeltemal anders klink as my ander goed nie. Ek hou maar van iets met 'n lekker ritme. Ja. Waarop mense kan dans en dan het ek ook bietjie meer ernstiger, dieper lirieke op van die liedjies ook. Maar ek wil net hê die album moet lekker luister. Ek wil hê mense moet van begin tot einde kan deurluister en geniet. Ons het nou gesels oor die enkelstuk op die album Vat Jou Goed, maar voor ons daar kom, wil ek vir jou vra. Volgende jaar is jy 10 jaar lank, 'n dekade lank besig in die musiekbedryf in Suid-Afrika. Ja, kan nie dit glo nie. Om te dink aan die begin en nou die veranderinge wat jy moes deurgaan, almal gaan veranderinge deur oor 'n dekade in 'n bedryf. Die lesse wat jy moes leer, die wyshede, die dinge wat jy besef het. Die pad wat jy moes stap. Wat was van daai lesse wat jy nou terugdink in die byna dekade nou wat jy dink daai was merkwaardig en hierdie het vir my geleer van die of van daai. Wat was vir jou hoogtepunte? Ek dink baie keer is dit moeiliker in ons bedryf as wat mense baie keer dink. En ek dink met alles wat ek nou al deur is van die 10 jaar, ek kan regtig nie glo dit is al 10 jaar nie. Maak my nie jonger voel nie. Maar ek dink mens moet net aanhou hard werk en as jy regtig jou drome daar sit, moet jy na dit toe werk want ek dink as jy die effort insit, dan sal jy die vrugte pluk van jou harde werk. En ek het ook geleer nie almal gaan altyd van jou nie en dit is ook okay. Ja. Almal het verskillende smaak. As jy jou beste jouself uitdruk en wat jy uitsit, geniet en jy hou self daarvan, is dit eintlik al wat saak maak want dit is wie jy is en jy druk regtig jou as mens wees, druk jy in jou musiek uit. En ag ja, dit maak nie saak dat almal nie van jou nie. Dit is ook okay. Maak musiek vir die mense wat regtig wil luister en wat daar is om na dit te luister. Ek dink dit is waardeer. Ja. En ja, hou jou voet op die grond en kyk net vorentoe en doen jou beste en loof jou drome uit.
Dis goeie lesse wat jy daar aanraak, wat jy geleer het. Vat jou goed, enkelsnit. Vertel vir ons van vat jou goed. Wat jy goed is een van my ek het dit nou in 'n paar onderhoude gesê, ek dink is my eerlikste, een van die eerlikste liedjies en direkste liedjies wat ek al geskryf het. En dit is dit alhoewel dit 'n lekker feel good wysie en ritme is die lirieke nie noodwendig nie, want ek dink daar's baie mense wat kan vereenselwig met die lirieke en wat al deur so 'n situasie is. Wat jy breek op die einde van die dag met hierdie persoon vir wie jy eintlik so lief was en kom agter dis nie regtig eintlik wie jy gedink het dit is nie. En ek het gesê ook as daar mense is wat dit al deur is, ek weet hoe hulle voel, dit is absoluut vir hulle hierdie liedjie vat jou goed. Die musiekvideo het ons ook so probeer vasvang. Op 'n stadium het ek op sosiale media gesien jy skryf aan die binnekant van 'n opgewaas met 'n kar vooruit met jou hand vat jou goed. Is jy links? Ek is links. Ek het gewonder wie gaan dit agterkom. Dit is merkwaardig om te sê. Wat die linkshandigheid, nê? Waar sukkel 'n mens daarmee? Of is dit oukei deesdae? Waar sukkel 'n mens met dit? Ek dink as jy toe ek op skool met 'n pen geskryf het, daai wat so gesmeer het. Ja. Dan skryf jy dan smeer jy al die letters wat jy daar klaar geskryf het. Ek dink dis maar al waar mens sukkel in vandag se tyd. Ons sê linkshandige mense is meer kreatief as ons gewone regshandiges. Hulle sê so. Hoorie Andrei Lotter, die akteur in jou musiekvideo, hoe was dit geweest om saam met hom te werk? Ag, dit was baie lekker geweest. Hy het my so gemaklik laat voel en hy is regtig so professioneel. Ek het nou nog nie baie in die acting en gedoen. Ek het so 'n paar jaar terug in As jy sing gespeel die fliek. Maar dis ook baie lank terug. Ek het nog nooit regtig lesse gehad en hy laat mens verskriklik gemaklik voel en ek dink hy het 'n wonderlike werk gedoen in die musiekvideo. Hy het nogal op 'n stadium gesê, nee, die mense gaan dink ek is nie so goeie met hierdie video en die vorige video het ons nou verlief geraak. So dis eintlik so storie opvolg. Nou maar laat ons dan die video kyk. Ons gaan nou vat jou goed se video speel net na hierdie onderhoud. Franja, baie dankie vir jou moeite om vanmôre hier te wees. Dankie vir die lekker gesels en dankie vir jou eerlikheid en dat jy jou hart oopmaak en wys wie jy is. Ja, ek is wie ek is. Baie dankie vir julle tyd ook. Dit is altyd lekker om hier by julle te kom kuier. Dis merkwaardig. Dankie. Dis aan Franja Du Plessis.